Môre julle, dankie, ek kan maar sit. Had nou iets in sy oë gewaai. Skus, hierdie aircons is bietjie sterk op 'n ou se oë. Nee, ek weet nie wat jy sê nie. Sê maar. Nee, hy kom net nou, hy gee die ringe. As hy, my vrou wil net check dat ek alles onthou. Nee. As hy. Môre julle. Ons bly om saam met julle hier te wees. Is vir ons 'n voorreg om hierdie mooi oomblik saam met julle deur te maak. Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie mooi dag, die lekker weer. Dankie dat ons hierdie dag kan vier en dat U dit vir ons moontlik maak. Dankie vir die twee mense in wie se lewens daar vandag hierdie groot oomblik plaasvind. En ons wil bid dat U ons saamwees hier sal seën. Ons wil hierdie oomblik wanneer hulle saam wees, hulle huwelik begin, wil ons dit in U naam doen. En ons wil bid dat U ons sal seën, veral ook vir hulle. In Jesus se naam. Amen. Ek gaan vir julle 'n stukkie lees uit die Ou Testament, Prediker 4, vers 9 tot 12. 2 is beter as 1. Omdat daar vir hulle 'n ruim beloning is vir hulle inspanning. Ja, as hulle val, kan die een sy maat ophelp. Maar wie die een wat val sonder dat daar 'n tweede is om hom op te help. Ook as 2 bymekaar lê, kry hulle warm. Maar as daar net een is, hoe kan hy warm word? As iemand die een wil oorweldig, 2 kan teen hom stand hou. 'n 3-dubbele koord word nie maklik gebreek nie. Net tot daar. Hierdie hele gedeelte gaan daaroor dat dit beter is om 2 te wees as 1. Ek weet in ons gesprek vooraf het julle op 'n stadium besluit julle wil saam wees en toe op 'n stadium besluit nee, dis beter om alleen te wees. En toe weer besluit nee, dit is beter. En julle het op die ou einde op die punt gekom waar julle besef het dit is die beste om saam te wees. En daarom is hierdie teksgedeelte vir julle, hy's eintlik vir julle geskryf. Die teksgedeelte praat, vers 10 praat van as een val kan nie sy maat hom ophelp. Daar's tye in die lewe waar 'n mens swak is, waar jy hulp nodig het. En die huwelik is juis God se antwoord vir sulke tye.
dat jy iemand het wat so na aan jou is, nader as enige iemand anders, om jou op te help, sodat jy nie alleen hoef te stry nie, alleen hoef swaar te kry nie. 'n ander, die volgende teksvers, vers 11 sê, as twee by mekaar lê, kry hulle warm. Dit gaan nie net om liggaamlike warmte nie, dit gaan om daai emosionele saamwees, intimiteit, nabyheid, emosionele veiligheid, die troos van die ander se teenwoordigheid. In die huwelik skep God 'n ruimte waar daar warmte, veiligheid is, emosioneel, geestelik, en dit is 'n skans teen die koue daar buite. Partykeer is die wêreld maar koud en afsydig. Ons het daar's ek wil vir julle 'n woord leer. Sinergie. Sinergie beteken dat die totaal baie meer is as net die som van die dele. Ek gaan dit verduidelik. In die mediese bedryf kry 'n mens, ek soek nou my plek in my teks, ek het heeltemal afgedwaal. In die mediese bedryf kry 'n ou dat wanneer jy kodien en ibuprofen bymekaar sit, dan verhoog die ibuprofen die kodien se pynstillende werking. So as jy dit net apart sou gebruik, het dit 'n spesifieke werking, maar die oomblik wat jy dit bymekaar sit, is kodien baie meer effektief. As jy twee perde het en sê maar elke perd kan 2 ton sleep. As jy die twee perde bymekaar sit en hulle trek saam, dan kan hulle maklik 6 ton sleep in plaas van net 4. En dit is ons gebed vir julle vandag. Dat julle saam wees van vandag af 'n baie groter effek in julle lewens sal hê, maar ook in die rondom julle. Klein Bernard, almal, as wat dit ooit sou gehad het, as dit julle net alleen was. Onthou, ons teks sê, hulle inspanning kom tot iets. En daai iets is 'n stuk vreugde, dis 'n blydskap. Dit is iets wat die lewe die moeite werd maak. Dat as jy in die oggend wakker word en jy besef, maar jy lê langs jou lewensmaat, dat die wêreld vir jou baie, baie mooier is as wat dit ooit sou wees as jy alleen sou wakker word. Niemand is perfek nie. Elke mens maak foute. Maar julle kom beloof vandag dat julle daar is vir mekaar. Om mekaar te help wanneer die een swak is of foute maak, wanneer daar misverstand is, tye van seer, maar julle kom sê ook dat jy weet ons het mekaar nodig en dat ons onsself aan mekaar gee in liefde en toewyding. Moet nooit toelaat dat iemand of iets tussen julle kom nie. Van vandag af is julle twee die heel naaste aan mekaar, vir mekaar. Onthou, 'n huwelik sonder liefde raak koud. Dit is soos as mens 'n koeltjie uit die vuur uitvat en jy sit hom een kant, dan koel hy baie vinniger af as wat hy by die ander is in die vuur. Moet dit nooit toelaat nie. Koester daardie warmte van julle verhouding. Maak tyd vir mekaar. Bou aan julle verhouding. Moet nooit toelaat dat daar iets of iemand tussen julle kom nie. Die belangrikste van alles in ons laaste versie, vers 12,
'n drievoudige tou breek nie maklik nie. Die derde element in julle verhouding is God. God as middelpunt, God as anker in julle verhouding, sal die tou nooit breek nie. Jy staan as iemand die een wil oorweldig, twee kan teen hom stand hou. 'n driedubbele tou word nie maklik gebreek nie. God is die anker, sy waardes is wat dit op die ou einde moontlik maak dat ons staande bly. Ons lewe in 'n samelewing waar daar 'n groot persentasie huwelike op die rotse loop. Maar met God se hulp sal julle my elke jaar hierdie dag bel en sê, Dominee, dankie dat jy ons getrou het. Dankie dat jy ons daaraan herinner het, dat die Here in ons verhouding moet bly. Dit is absoluut die moeite werd. Ja, ons dink nie aan skei nie, miskien aan moord, party daar, maar dan onthou ons die liefde. Ons moet dit saggies doen. Ja. Ek sluit af. 2 is beter as 1. Julle moet onthou, julle is mekaar se steunpilaar. Julle moet warmte en nabyheid hê vir mekaar. En hou God as derde tou in julle huwelik. Amen. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Here, dankie dat U die huwelik ingestel het as 'n plek van liefde. 'n Plek waarin mense kan saamwerk. 2 mense dit kan ervaar wat 'n groot verskil dit maak as hulle saamwerk. Die warmte, die veiligheid, die sekuriteit. Dit is ons gebed dat hierdie 2 mense in hulle pad, hulle lewenspad vorentoe mekaar sal opbou, dat hulle mekaar sal lief hê, dat hulle U altyd as die middelpunt van hulle verhouding sal hê. Here, ons wil bid dat U hulle sal seën vandag en vir altyd. Amen. Nou is die kerkgedeelte afgehandel. Nou gaan ons oor tot die amptelike huweliksbevestiging. Ek het net nou vir Anton gesê, as sy gedagtes dwaal, onthou, daar's geen vraag wat ek gaan vra, waarop jy hoef nee te antwoord nie. So as ek 'n vraag vra en jy het nie gehoor nie, sê net ja, Dominee. Hoor, Rosan, want jy daarom ook net weet, nie net hy nie. Anders het hy die geheim en jy nie. Goed. Die huwelik is deur God ingestel, toe hy aan die begin gesê het, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. So het hy hulle as man en vrou geskep, om mekaar as huweliksmaats aan te vul en by te staan. Om so deur die Here verenig te wees is 'n voorreg, 'n vreugde en 'n verantwoordelikheid. Die huwelik is 'n hegte eenheid waarin daar geen plek vir 'n derde persoon is nie. Hierdie eenheid is die diep geheim van 'n gelukkige lewe, die grondslag van 'n gesonde gesinslewe, die hoeksteen vir 'n stabiele samelewing. Egpare wat in God hul eenheid, geluk en toekoms vind, wat hulle lewe inrig onder die heerskappy van sy woord en gees, is vir mekaar, vir hulle familie, die kerk en die samelewing 'n vreugde, 'n krag en 'n inspirasie. Dit gee aan 'n egpaar die vrymoedigheid om vir sy leiding op hulle huwelik te bid. Man en vrou moet uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig wees. Met ander woorde, respekteer mekaar. Anton, as man moet jy jou vrou lief hê, soos Christus
die gemeente liefgehad het, soos Christus die hoof van die gemeente is en homself daarvoor oorgegee het, is jy die hoof van jou vrou en moet jy haar in liefde dien, lei en beskerm. En Rosaan, as vrou, moet jy weet dat dit God is wat jou aan jou man verbind het, net soos die gemeente aan Christus verbind is. Soos die gemeente die Here liefhet en in gehoorsaamheid volg, so moet jy jou man lief hê en hom volg in alles wat reg en billik is. Daarom moet julle albei opkyk na die Here en vir hom sê, aan U bly ons altyd gehoorsaam en getrou. Ons sal U woord lees, dit oordink, ons lewe daarvolgens inrig, saam bid en U saam dien. Leef uit dit wat Christus aan julle geskenk het. Moenie toelaat dat iets of iemand ooit tussen julle kom nie. Wees daarop voorberei dat die Satan nooit genoeg neem met wat mooi en goed is nie. Soos wat hy die ongeluk en die dood in die begin in die wêreld ingebring het, so probeer hy deur die eeue om 'n wig in te dryf tussen man en vrou en tussen egpare en hulle God. Soek altyd julle krag in Christus, wat die bose oorwin het, deur sy woord en gees, heilig hy die gesin as sy kerk in die kleine. Goed, nou kom ons by die vraagdeel. Anton en Rosaan, aanvaar julle alles wat die Here vir ons in sy woord oor die huwelik leer? Is dit julle opregte voorneme om julle huwelikslewe hier volgens in te rig en begeer julle om met die seun van die Here in die eg verbind te word? Wat is julle antwoord? Seker. Okay. Anton, verklaar jy dat sover jy weet, daar geen wettige beswaar teen jou voorgenome huwelik met die bruid Rosaan hier langs jou is nie? Aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is as getuies dat jy haar tot jou wettige vrou neem? Beloof jy dat jy haar nooit sal verlaat nie, dat jy haar in liefde sal lei en beskerm soos 'n godvreesende man aan sy vrou verskuldig is? Wat is jou antwoord? Rosaan, verklaar jy dat sover jy weet daar geen wettige beswaar teen jou voorgenome huwelik met die bruidegom Anton hier langs jou is nie? Aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is as jou getuies dat jy hom tot jou wettige man neem? Beloof jy dat jy hom nooit sal verlaat nie, dat jy hom in liefde sal eerbiedig en help, soos 'n godvreesende vrou aan haar man verskuldig is? Wat is jou antwoord? Gee mekaar die regterhand. Where is your right hand? Daar is hy. Nou kan julle mekaar in die oë kyk. Hiermee verklaar ek dan dat Anton Du Plessis en Rosaan Pieterse wettig getroud is. Gee aan mekaar die ringe as teken van julle liefde en eenheid as man en vrou. Bernard, bring those rings. Kom papa toe. Daar is hy, hier vir papa. Hy kom. Daar is hy, hy's nou daar. Hy is hy mooi groot. Ons het net nou gesê, dis pa se gene, daai vriendelikheid. Julle mag maar die ringe aansteek. Sy het gesê, sy gaan haar vinger bietjie skuins hou, maar sy het nie. Daar is hy. Julle mag mekaar 'n soentjie gee. Ons kan so lank gaan eet.
Ek gaan net gou 'n seën uitspreek oor julle. En dan is ons verrigtinge hier klaar. Mag die Vader julle lei en julle beskerm. Mag die Here Jesus in sy liefde en genade in julle leef. Mag die Heilige Gees julle inspireer tot diens aan God, aan mekaar en aan julle medemens. Amen. Ons gaan nou die register teken. Julle is baie welkom om te bly. Sit en ek vra dan nou net dat die twee getuies wat ook moet teken ook hier na vorentoe kom asseblief.